Nou vriende, is al reeds weer Vrydag en nog 'n week is verby en ons vertrou dat die Here vir een hierdie week gedra het en dat u ook dan sout van die aarde en lig vir die wêreld was in hierdie week. Dis juis ons as kinders van die Here wat opgeroep word om in hierdie donker wêreld die lig van Christus se evangelie te skyn en dat ons ook die sout van die aarde sal wees wat die verderf en die boosheid teewerk deur ons lewens van heiligheid en reinheid voor die Here. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons sal seën by hierdie baie besondere reeks wat ons tans mee besig is, wat handel oor gelykenisse, wat maar aardse stories is met 'n ewige en hemelse waarheid daarin vervat. U sal onthou ek het vir u gesê dat die Ou Testamentiese profete, die rabbies, Jesus het gelykenisse gebruik en gelykenisse was maar 'n alledaagse storie wat die Here gebruik het om 'n hemelse waarheid by mense tuis te bring sodat hulle kan sien hoe hulle voor die Here lyk en of hulle gereed is om hom te ontmoet, om dan ook rekenskap voor hom die Heilige te gee. Die eerste gelykenis waarmee ons weggeval het, was die gelykenis van die saaiër gewees. Dis die gelykenis wat die Here Jesus vertel het. Dit vind ons in Matteus 13, Markus 4 en Lukas die 8ste hoofstuk. Ek het vir u gesê dat die eerste deel van die saad het langs die pad geval. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. En die verklaring eenvoudig was dat baie mense die woord van die Here hoor en die Satan kom en hy steel die woord van hulle weg, dat dit in hulle harte nie vrug dra nie en dat hulle nie gered word nie. En dan sien ons ook verder dat dit weer op die rotsagtige plek geval het. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat 'n sekere deel van die saad op die rotsagtige plek geval en hierdie saad het verdroog en die betekenis is eenvoudig vriende, dat mense wat geen wortel in hulle self het nie, in die tye van stryd en verdrukking, dan laat hulle hierdie waarheid en hulle slaan hulle eie koers in, mense wat tog nooit by die Here uitgekom het nie. Die derde was die wat tussen die dorings geval het, vir u gesê, dis hierdie mense wat geen vrug oplewer nie. Die Bybel sê dat die dorings het gekom en hierdie saad verstik en hierdie dorings volgens die verklaring in Markus 4 vers 18 was die sorge van hierdie wêreld, die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met ander dinge. Dit kom en dit verstik die woord en dit word dan onvrugbaar. Maar die kosbare deel van hierdie gelykenis is die saad wat op die goeie grond geval het. Vriende, dis die doel waarom ons die woord aan u bring. Dis die doel waarom u 'n getuie is vir die Here. Dis die doel waarom ons Sondag preek, sodat die saad van die woord kan gesaai word en dan ook op goeie grond val, vrugbare grond, grond wat ontvanklik is en dan ook waar die saad van die woord wortel kan skiet om vrug op te lewer. Kom ek lees vir u wat staan in Markus 4 vers 8 en dan die verklaring in Markus 4 vers 20. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei en dit het gedra 31, 61 en 100voudig. Die verklaring in vers 20 is, en dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor, die woord aanneem en vrugte dra, 31, 61 en 100voudig. Hoe besonder kies Jesus sy woorde. Hy sê, hierdie by wie in die goeie grond gesaai is, wat die saad van die woord in die goeie grond geval het, dis hulle wat die woord hoor in die eerste plek. Met ander woorde, hulle luister nie net na die woord nie, maar hulle vra wat dit vir my beteken en watter impak sal dit op my lewe hê. Dit is mense wat die woord van die Here hoor en dan buig hulle onder God se gesag en dan roep hulle om genade. Dis hulle wat hierdie woord hoor, sê die Bybel, en dan neem hulle dit aan. So hulle maak dit hulle eie. Hulle hoor wat sê God, hulle dink oor wat God sê, hulle bepeins oor dit wat God sê, en dan maak God hulle harte oop om hierdie waarheid aan te neem, hulle eie te maak. En hoor nou, die logiese gevolg is, daar is vrugte wat hulle dra. Die Bybel sê 31, 61 en 100voudig, ons sal bietjie later meer in diepte daarna kyk, maar vriende, eenvoudig opgesom kan ons sê, dis hulle wat die woord lewenslang vashou. Dis hulle wat hierdie woord so vashou, dat daar niks anders te vir hulle belangriker is in hulle lewe nie. Die Here Jesus verduidelik het op 'n ander plek vir ons baie mooi en dit brei eintlik so bietjie uit, dit wat ons nou so pas hanteer het. Die Here vertel daardie gelykenis in Matteus 7 vers 24 en hy sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Nou sê die Bybel, en die reën het geval en die waterstroom het gekom
En die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Weer 'n keer die gedagte van hulle die woord gehoor, hulle het hierdie woord gedoen en toe die storms van die lewe kom, toe die verleiding van die rykdom kom, toe al die dinge na hulle kant toe kom, het hulle staande gebly. Ja vriende, hulle was nie van koers gebring nie, hulle was nie van stryk gebring nie, hulle het nie tweede gedagtes gehad oor die waarheid van God se woord nie, hulle het volgehou in die wandel saam met die Here. Beteken dit dat hierdie mense nooit gesondig het nie, dat hulle nooit verkeerd gedoen het nie? Dis nie wat die Bybel vir ons sê nie. Die Bybel kom eenvoudig en hy sê, hulle het die woord gehoor, dit het in die gehoor ingegaan, hulle het dit aangeneem en daar was ook vrug wat dan ook in hulle lewe na vore gekom het. Reg deur die Bybel sien ons hierdie groot waarheid, dat mense wat die woord gehoor het en hierdie woord ter harte geneem het, vrug opgelewer het. Dis onmoontlik vriende om die woord van die Here te hoor en daar is geen vrug in jou lewe nie. Die Bybel sê sommige dra 30voudig vrug en ander dra 60voudig vrug en ander dra 100voudig vrug. Maar die punt van die saak is, almal dra vrug. Iemand wat sê hy is gered en daar is geen vrug in hulle lewe nie. Daar is nie 'n liefde vir die Here nie, daar is nie 'n haat vir sonde nie, daar is nie 'n liefde vir sy woord nie, daar is nie 'n liefde vir verlore gaande siele nie, daar is nie 'n liefde vir gebed nie, daar is nie 'n hartseer oor sonde nie. Dis mense wat nie vrug dra nie. Dis mense wat die Here nie ken nie. Dis nie mense wat kan groei in die geloof nie, want daar is geen wortel wat in hulle harte vasgeskiet het en vrug oplewer nie. Want u sien, hulle het gehoor, maar die waarheid van die woord nie aangeneem nie. Kom ek lees gou vir julle net een gedeelte daar in Romeine 10, net om die gedagte van die hoor, die aanneem en die vrug dra vir u te illustreer. Romeine 10 vers 13 sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. U sien, die woord van die Here moet gepreek word. As die woord van die Here gepreek word, moet dit gehoor word, dan moet dit aangeneem word en dan lewer dit vrug op tot eer van die Here. En hierdie vrug, vriende, is altyd om God te verheerlik. Die Here sê vir ons baie duidelik daar in Johannes die 15de hoofstuk. Is so 'n kosbare hoofstuk wat handel oor die ware wynstok. En ons lees daar baie duidelik dat die Here vir ons sê in vers 4, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook as julle nie in my bly nie. So wat is die sleutel? Wat is die geheim? Hoor die woord gaan oor Jesus. Die woord gaan oor Christus, die verlosser, wat na hierdie wêreld gekom het om vir die sondaar te sterwe. Die sondaar hoor die woord, hy sien sy verlore toestand, hy sien die heerlikheid van Christus, hy sien dat Christus die sondedraer geword het, hy stel sy geloof in die Here Jesus Christus, en die Bybel sê vir ons, dan word ons in hierdie wynstok ingeënt, ons word kinders van God, en dan is die sap van die hemel, as ons dit in daardie terme kan noem, wat deur ons liggaam vloei, die Gees woon nou in ons, en God deur sy Gees stel ons in staat, en soos die loot vrug dra, want dis in die wynstok, so dra ons ook vrug, want ons is in die Here Jesus Christus. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, vriende, dat in vers 5, ek is die wynstok en julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Saad wat in goeie grond val, is mense wat op 'n punt uitgekom het, waar die Heilige Gees hulle oë geopen het en hulle besef het, sonder die Here kan ons niks doen nie. Sonder die Here is ons verlore, sonder die Here is ons op pad hel toe, sonder die Here is ons verwaand, ons is hoogmoedig, ons is vol eie waan, ons is vol eie sinnigheid, en ons wil ons lewe leef soos ons wil, maar as ons by die Here uitkom, dan verander hy ons gedagte, hy verander ons optrede, hy verander ons lewensuitkyk, hy verander ons van binne na buite. Daarom is die gebed van my hart dat jy ook kan getuig vanmôre, dat die saad van die woord wat jy al gehoor het, op goeie grond geval het, en dat dit ook vrug oplewer, 30, 60, ja 100voudig tot eer van die Here. Ons gaan bietjie in die dae wat kom, kyk na hierdie 30, 60 en 100voudig, en ons gaan hierdie selfde gelykenis toepas op kinders van die Here. En kyk waarom dra sommige 30voudig en ander 60voudig en ander 100voudig vrug. Die gebed van my hart is dat die Here vir u sal seën, dat u 'n hart sal hê wat sal stil word, dat u sal dink oor die woord wat u gehoor het,
dat u sal pleit dat hierdie woord 'n impak op u lewe sal hê. Dat u hierdie woord van die Here sal hoor en sal buig onder die gesag van die woord, omdat dit van God kom. Dat u sal seker maak, u het geroep om genade en hierdie genade gesmaak, die nuwe lewe in Christus ontvang, en dat u sal wandel in hierdie waarheid. Nie vir 'n dag nie, nie vir 'n week nie, nie vir 'n maand nie, nie vir 'n jaar nie, maar tot aan die einde van u lewe. Iemand het eendag gesê, dis maklik om 'n kind van God te word, maar dit is nie altyd so maklik om te volhard in hierdie pad nie. Hoe kan ons volhard? As die Gees van God in ons woon. Wanneer ontvang ons die Gees van God? Die dag wanneer die Here my siel lewend maak. Wanneer die saad van die woord in my hart val, en dit wortels skiet, en dit vrug dra tot eer van die Here. Mag u en ek daardie vrugdraers wees, omdat God se Gees in ons woon. Baie seën, groete en mooi dag verder.